vandag met 'n kort reeks rondom die tema wees. Hierdie week wil ek begin by wees bly. Maar wat beteken dit om bly te wees? In ons daaglikse lewe is dit soms moeilik vir ons om vreugde te ervaar, veral wanneer ons omring word deur konstante uitdagings en probleme. Tog word daar van ons as kinders van God verwag om vreugde te hê, ongeag ons omstandighede. Filippense 4 vanaf vers 4 sê vir ons, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Moet oor niks besorgd wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die God van vrede, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Nou, Paulus skryf hierdie woorde vir ons terwyl hy in die tronk is. So dis onder omstandighede wat vir meeste van ons sou lyk asof vreugde die laaste ding is wat hy oor sou dink of ervaar. En tog sê hy vanuit die tronk, verbly julle altyd. Dit klink amper onrealisties, nie waar nie? Maar wat Paulus hier vir ons wil leer, is dat ware blydskap nie afhanklik moet wees van ons omstandighede nie, maar eerder ons verhouding met die Here. As jy net bly is wanneer iets jou bly maak, jy weet die petrol kom af of die bokke wen, jy kry daai promosie by die werk of jy het wiskunde of rek deurgekom, dan laat jy eksterne elemente jou blydskap bepaal. Dan gaan jy nooit in beheer wees van jou blydskap nie. Die lewe sal gereeld vir jou duisende redes gee om nie bly te wees nie, maar as jou blydskap gefokus is of afkomstig is van binne, as jy besluit om bly te wees ten spyte van wat daar buite aangaan, dan sal jy altyd bly wees. En Paulus gee vir ons hierdie amazing life hack en voorbeeld hoe om dit te doen. Hy sit in die tronk en sê, wees bly in die Here. Dit is dieper as net 'n glimlag of 'n happy gevoel. Dit is die status van jou hart. Jy kan altyd bly wees in die Here, want die Here bly altyd by jou. En hy verander nooit nie. Nou dit is iets solid waarop jy jou blydskap kan berus. Wanneer ons vreugde in die Here vind, verander dit ons perspektief. Dit beteken nie dat ons nie deur moeilike tye sal gaan nie, maar eerder dat ons te midde van die moeilike tye 'n anker het wat ons hoop en blydskap gee. Hierdie vreugde in die Here kom wanneer ons bewus is van sy teenwoordigheid in ons lewens. Dat hy ons nooit alleen sal los nie en dat hy alles altyd ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. So hoe kan ons hierdie blydskap in die Here beleef? Ek dink ons 3 eenvoudige stappe wat ons kan volg. Nommer 1 is, herinner jouself aan God se goedheid. Spandeer tyd in sy beloftes, gaan lees jou Bybel. As jy fokus op wat die Here reeds vir jou gedoen het, vul dit jou hart met dankbaarheid, blydskap en sekerheid dat hy jou beste belange op die hart het. Die tweede ding wat ons kan doen is, wees vriendelik teenoor ander. Paulus sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Wanneer ons fokus verskuif na ander en ons vriendelikheid wys, bring dit vreugde nie net vir hulle nie, maar ook vir ons. En dan laastens, bid en bring jou bekommernisse na die Here toe. Ons hoef nie die laste van hierdie lewe alleen te dra nie. Wanneer ons bekommernisse na die Here toe bring, gee hy ons sy vrede, wat alle verstand te bowe gaan. En daardie vrede bring ware blydskap. So in hierdie week en vandag wil ek jou nou vra, kies om bly te wees. Nie omdat alles perfek is nie, maar omdat jy 'n Here dien wat naby is, wat jou laste help dra en wat ons harte vul met blydskap, wat nie deur hierdie wêreld gegee of weggevat kan word nie. Kies vandag om bly te wees. Tot 'n volgende keer.